Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here nog dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees, so rondom sy woord. Ons vertrou dat u 'n goeie nag se rus gehad het. Ons vertrou dat u ook kans sien vir hierdie nuwe dag. Dis die einde van nog 'n week en ons eer die Here dat ons kan sê geloof sy die naam van die Here. Dag na dag draai ons. Dag na dag seën hy ons met die keer van sy seëninge en al is ons laste en ons sorge hoe groot, kan ons bly wees in die Here. Want die apostel Paulus sê vir ons, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Hy is die enigste onveranderlike een en ons dank hom dat ons aan hom kan behoort en dat ons hom kan ken en dat ons deur hom geken word en dat ons bekend kan staan as kinders van die Here, uit genade gered deur die geloof op grond van die soenverdienste van Jesus aan die kruis. Ek wil u vanmôre groet met 'n baie onbekende, maar ook 'n baie besondere haleluja lied. Haleluja lied 193. Ek gaan vir u 'n paar verse lees en vir u hierdie kosbare gedagte deurgee van God se genade oor die sondaar en hoe hy ons ook versoen het met die Vader. Daar staan, nog slaan u oog, Heer, van omhoog in liefde sondaars gade. Die skuldig kind van Adam vind by u alleen genade. Vers 3 sê, hoe is ons hart verhard? Ons wil nie reeds verslap nie. Word u gesag nie dag na dag misken, deur ons vertrap nie. Verdienste, nee, genade gee, alleen op redding hope. U seun alleen stel na u heen die weg vir sondaars ope. Vers 6 besonders, geloof en juig, aanbid en buig, verlostes al te gader. Nou kan ons bly, van skuld bevry, teruggaan tot ons Vader. Hoe pragtig, hoe besonder, dat God sy seun gestuur het. Sy seun het aan die kruis gesterf. Die Heilige Gees is uitgestort, hy oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Die seun red ons, hy versoen ons met die Vader en ons kan bekend staan as kinders van die Here. Daarom kan ons sê, geloof sy die naam van die Here. Nou vriende, ons gaan vanmôre 'n bietjie praat oor die gedagte daar uit Hebreërs 12, 27 en 28, oor ons onwankelbare koninkryk. Nou daar in Hebreërs 12 vers 27 en 28 lees ons, en hierdie woord nog eenmaal wys duidelik op die verandering van die wankelbare dinge as geskape dinge, sodat die onwankelbare kan bly. Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees. Nou vriende, wat vir my uitgestaan het van hierdie baie besondere gedeelte in God se woord, is dat ons leef op hierdie wankelbare aarde. Hierdie aarde is besig om al hoe meer agteruit te gaan en die Bybel sê vir ons dat hierdie aarde is bestem vir God se oordeel. Die Bybel sê dat hierdie huidige hemel en aarde is bestem om met vuur te verbrand. Gaan lees die woord daar uit die boek Petrus, ons lees daar in die boek Openbaring dat die Here 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gaan skep. So, die gedagte wat baie duidelik na vore kom in Hebreërs 12, is dat die geskape dinge, die dinge wat ons sien, is wankelbare dinge, is verbygaande dinge. Ons gaan nooit vir ewig op hierdie aarde bly nie. Geen geslag het dit nog reg gekry nie, geen dokter sal dit reg kry nie, geen mediese wetenskap sal dit reg kry nie. Die mens word gebore om te sterwe. Dis die mens bestem om eenmaal te sterwe, daarna God se oordeel. So hierdie wankelbare koninkryk is al wat ons ken op die oomblik. En die Bybel sê vir ons baie duidelik dat ons as kinders van die Here die hoop het van die onwankelbare koninkryk. Ons is alreeds kinders van die Here, en terwyl ons op hierdie wankelbare aarde lewe, hierdie aarde wat onder God se toorn staan, sien ons uit na die onwankelbare koninkryk. En soms wanneer ons vriende op hierdie aarde leef, dan raak ons mismoedig en daar is verliese wat ons ly en daar is hartseer tye en tye van trauma wat ons deurgaan en daar is probleme en daar is tye van blydskap en dit voel vir ons so min en so kort en ons dink baie keer by onsself, maar wat het ek, wat 'n voordeel het ek daarin om aan die Here te behoort? Kinders van die Here raak soms so mismoedig dat hulle by hulle self baie keer dink soos die man Asaf van Psalm 73. Hy sê my voet het byna gegly toe ek na die goddeloses kyk en sien hoe hulle voorspoed het op hierdie aarde en ek as kind van die Here ly dikwels onder baie stryd en baie probleme. Dan wil ek vanmôre vir jou kom bemoedig as kinders van 'n onwankelbare koninkryk. Die heerlikheid waarvan ons gepraat het wat God vir ons gaan voorberei het. Die plek waar die Bybel vir ons sê waar die strate van goud sal wees. Ons as kinders van hierdie onwankelbare koninkryk het nou alreeds voordele op hierdie aarde, het nou alreeds hoop, het nou alreeds seëninge wat ons ontvang. En ek gaan vir u kortliks 'n paar noem. In die eerste plek, vriende, alles u verliese in hierdie môre hoe groot en alles die stryd hoe vel en alles die siekte hoe geweldig in u liggaam en miskien probleme met u kinders en kleinkinders en alles daar stryd by u werk en al wonder u baie keer wat gaan gebeur in Suid-Afrika. Wil ek vir u sê daar is sekere dinge wat onwankelbaar is. Omdat ons aan 'n onwankelbare koninkryk
of op pad is na onwankelbare koninkryk, waar die God van die heelal regeer, kan ons vanmôre met sekerheid weet dat ons saligheid onwankelbaar is. Luister, elke weergeborene het 'n onwankelbare saligheid ontvang. Wat bedoel ek daarby? Ek bedoel daarby, vriende, dat die Here wat my uit die koninkryk van die duisternis kom haal het en my oorgebring het na die koninkryk van die lig, wat my sonde vergewe het in sy seun Jesus Christus, het vir my gesê die goeie werk wat hy begin, sal hy volëindig. Daarom moet dit my vanmôre met blydskap en sekerheid vul, dat ek nie net 'n burger is van die koninkryk wat sal kom nie, maar dat ek nou alreeds die sekerheid kan hê dat ek by hierdie God sal wees, omdat hy vir my 'n onwankelbare sekerheid gee in sy woord, dat hy wat 'n goeie werk begin het, dit sal volëindig. Die Bybel sê vir ons in Johannes 10 vers 28, niemand sal ons uit die hand van die Here Jesus ruk nie, sal ons uit die hand van die Vader ruk nie. Daarom kan ons met sekerheid weet, dat ons alreeds hierdie onwankelbare saligheid ontvang het, die feit dat ons gered is uit genade en eendag by die Here Jesus in sy heerlikheid sal wees. En daarom kan ons vanmôre met hierdie sekerheid die dag tegemoet gaan en weet dat die Here wat 'n goeie werk begin het, sal dit volëindig. Die volgende gedagte wat uitstaan, vriende, dat as ons in hierdie môre kinders van die Here is, dan is ons kind van God. Hy gee nie net vir ons hierdie onwankelbare verlossing nie, maar hy sê ook vir ons, jy is myne. Ek het jou by die naam geroep, jy is myne. En dink mooi daaraan. Kom ons vat dit net na die aardse vaders toe. Vriende, ek jaag my kind nie vandag weg en sê, is nie meer my kind nie, en môre vat ek hom weer terug, wanneer hy beter word, en dan jaag ek hom weer reg, en vat hom terug, en jaag hom weg, en vat hom terug nie. Nee, die Bybel is baie duidelik daaroor, dat die Here die een is, wat ons sy kinders maak. Hy is die een wat sy genade oor ons kom uitstort. Hy is die een wat ons trek, en ons roep, en ons red. En daarom sê hy vir ons ook, dat hy het ons aangeneem, en ons sy kinders gemaak. Hy gee vir ons die sekerheid vanuit sy woord, dat hy nou ons Vader is, en dat ons nou sy kinders is. Hierdie God die Vader, vriende, wat in die woord geopenbaar word, is genadig en barmhartig, skepper, onderhouer van sy heelal. En die Bybel sê vir ons ook verder, iets waarvan ons seker kan wees, terwyl ons op hierdie wankelbare aarde lewe, kan ons die onwankelbare liefde van Christus ervaar. Luister, Christus het ons so lief gehad, vriende, dat hy sy lewe aan die kruis gegee het. Hy het God die Vader se liefde aan ons kom openbaar, sy liefde aan ons kom tentoonstel, toe hy uitgeroep het aan die kruis, dit is volbring. Ons sien in Christus, daar was geen weerspannigheid, daar was geen omdraai, toe hy na die kruis van Golgotha gegaan het nie. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, dat hy daar gehang het, sodat ons in hom verlossing kan ontvang. Hy het 'n vloek vir ons geword, sodat die vloek van ons afgewend kan word. En daarom kan ons die liefde van Christus sien. En die Bybel sê vir ons baie duidelik, dat ons die Here lief het, omdat hy ons eerste lief gehad het. Vriende, dan het ons ook die onwankelbare sekerheid van die Gees van God, wat in ons harte woon. Die Bybel sê vir ons, dat elkeen wat aan die Here behoort, het die Gees van die Here in sy hart. Gaan lees die boek Romeine die 8ste hoofstuk is baie duidelik daaroor. Dis die Heilige Gees wat uitroep, Abba Vader. So kom ons sluit vanmôre se boodskap hier af en ons sien die heerlike waarheid in hierdie twee verse. Die wankelbare koninkryk is hierdie aardse, die verbygaande, die tydelike, die aarde wat deur die sondeval getref is, God se oordeel en toorn is oor hierdie aarde uitgestort. En die Bybel sê vir ons, dat as weergeborenes behoort ons nou aan die Here, aan hierdie een wat 'n onwankelbare koninkryk vir ons gaan voorberei het. Maar reeds op aarde kan ons die sekerheid hê, dat ons verlossing vas is, dat ons God se kinders is, en dat ons vaderskap vas is, hy is ons Vader en ons is sy kinders, dat die liefde van Christus vas is, dat hy het ons lief hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het, en dan ook die groot waarheid, van dat die Gees in ons harte kom woon het, ons kom verseël het, tot die dag van verlossing, en is die Gees wat uitroep, Abba Vader. Mag u en ek in hierdie onsekere tye, in hierdie tye waar alles wankel en die mekaar is, mag ons geanker wees in hierdie sekerheid, van die onwankelbare koninkryk, wat nie net ons deel gaan word eendag nie, maar nou al reeds ons deel geword het in hierdie vaste sekerhede, wat in God se woord vir ons opgeteken is. Vriende, mag die Here u seën, mag die Here vir u bekragtig en versterk in u wandel saam met hom. Groete vir u en 'n mooi dagie, mooi naweek verder. Tada.